Hartlike goeiemôre, vandag is die 1 Julie die jaar 2026, my naam is Danie Gerber. Man, wat se dag is hierdie vandag? Dis ons petroldag maak seker ek en jy, ons kry ons petrol. Ons kan nie op fumes rondry nie, nêrens in God se woord, ek sê dit elke week, is daar dan niks van 'n kry wanneer ons gaan nie mekaar rondstoot nie, gaan mekaar afwan en die Here het gesê, volg my, en wat doen ek en jy? Ons kom by die Here uit. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor haat wat God haat, en daar's 'n paar dinge wat die Here haat. En ons gaan nou spesifiek kyk na in God se woord in Spreuke 6, sê hy 6 dinge wat die Here haat. 7 dinge is vir hom vir sy oë 'n gruwel, is 'n gruwel vir hom. So kom ons gaan lees dit so 'n bietjie saam. In Spreuke 6 hier vanaf vers 16. Hy sê hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat valse getuies leuns uitstrooi en een wat tweedrag saai tussen broers. Hierdie dinge is haatlik vir die Here en hy hou nie van dit nie. En hoeveel van ons, as ons net so 'n bietjie terug sit en dink, ken ons mense wat hierdie goeders doen? Verseker. Maar God haat nie die persoon nie. Hy haat die dinge wat daai persoon doen. En dit is my en jou plig om vir daai persoon te wys, weet jy wat? Die Here wil nie hierdie goed sê nie. As jy 'n persoon sien wat heavy trotse oë het en hy het 'n hoë dink van homself en hy's hoogmoedig en goeters, dan moet ons so 'n persoon gaan waarsku en sê, pas op dat die Here nie die mat onder jou uitruk nie. Laat jy nie dalk op jou aangesig val, weet ou, jou op jou gesig val en dan moet jy staan en skaam kry voor mense nie. Die Here hou nie daarvan 'n leenagtige tong nie. Kyk hoeveel mense lieg. Mense in die woord sê, geen leenaar sal die koninkryk van God beerwe nie. En dan hande wat onskuldige bloed vergiet. Ons sien dit, die land waar ons in bly. Mense wat onskuldige bloed vergiet, plaasmoorde en al die goed wat plaasvind. Mense wat mense beroof, haal net 'n geweer uit, skiet, hulle het geen meer liefde vir mekaar nie. Dis net haat. 'n Hart wat onheilsplanne beraam. Hulle lê en kyk waar kan hulle mense indoen om hulle te kan gaan besteel. Daai onheilsplanne wat hulle beraam. Voete wat haastig na die kwaad te loop. Valse getuies verstrooi, né? Kyk hoe kry jy mense wat mense leuns vertel oor ander. Hulle kan net niks goed sê van iemand anders nie. En dan een wat tweedrag saai tussen broers. Dit sien ons ook volop. En die Here sê, ek haat hierdie goed. Dis 'n gruwel vir sy siel. So kom ek en jy, pas op vir hierdie goeie. En as ons 'n bietjie teruggaan na Spreuke 4 toe, verse 23, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van jou, van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond, hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe, laat jou oë reguit kyk en hou jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid. Hierdie is 'n opdrag van die Here af, dat ek en jy in sy wewe moet wandel. En nou wil ek afsluit met hierdie gedeelte. Hy sê in Jakobus 4 verse 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. En die woord sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. My boetie en sissa, ek en jy moet vasstaan op God se woord. As die Here sê, hy haat dit goed, dan moet ek en jy dit ook haat. Ons kan dit nie mooi praat nie, ons kan dit nie sugarcoat nie, ons kan dit nie wil verander nie. God se woord is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde woord. En dit gaan nie verander om by my aan te pas nie, nog minder by jou aan te pas nie. Amen. So kom ons bid en ons vra die Here om ons te help. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie weer eens vir u woord. Here, dankie vir die leiding. Here, dankie ook vir die waarskuwing. Here, sodat ons nie sal dink ons is beter as iemand anders nie. Here, laat ons nie tweedrag sal saai nie. Laat ons nie hierdie dinge sal doen wat vir u haatlik is nie, Here. Here, hou ons trou, hou ons vas, lei ons. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie. Nou wat ek altyd sê, en alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. Jy moet 'n geseënde Woensdag hê, dan kry jy jou petrol. God bless.